Ek het 'n vriendin. Sy was eers net 'n kollega, maar sy het baie meer geword in die jare wat gevolg het. Sy was daai irriterende meisie wat altyd met my gekla het omdat ek oor die pad stap vir 'n botteltjie Coke of 'n sweetie of 2 of 'n pakkie Pringles. Maar wat moet mens dan nou eet want jy is honger? En ek kon glad nie verstaan wat haar issue is met my nie. Dis my oorgewig. Dis my klerekas. En dit het niks met haar te doen nie. En buiten dit, almal van ons kan nie soos sy lyk nie. Want sy is pragtig gebou, baie fiks en lyk sommer gesond. Op 40 het sy vir my gelyk soos 'n goeie 32. En sy was eenvoudig pragtig. In 'n manier wonder ek of ons partykeer dalk jaloers is op wie sy is en net voel, ek kan nie jy wees nie, so ek ignoreer alles wat jy sê. En vandag 6 maande nadat ek 'n reis begin het met gesond leef, verstaan ek vir die eerste keer waarom sy dit doen. Waarom sy altyd vir my gesê het, moet dit nie doen nie. Volg hierdie dieet. Kyk hierdie oulike resep. Kyk hierdie het niks suiker in nie. Want sy gee om. En sy wil die beste vir my hê. Sy weet hoe sy voel omdat sy gesond is en fiks is. En sy weet dat die feit dat ek nag na nag wakker lê en wonder of ek my kinders gaan sien groot word, of die feit dat ek ongemaklik voel in my eie lyf en nie met my kinders kan speel nie, is nie wat die Here se wil vir my is nie. Hy wil vir my soveel meer hê. En die waarheid is, die Here is vir ons baie lief. Maak nie saak hoe ek lyk nie. Of ek vet of maar is, lank of kort, of my hare bruin of blond is, kan nie vir die Here baie belangrik wees nie. Maak nie vir hom verskriklik baie saak nie. Wat hom saak maak, is dat ek nie tuis voel in my eie lyf nie. Is dat ek ongemaklik is of selfbewus voel en daarom glad nie my gawe kan leef nie. Dis dat ek nie myself kan wees nie, omdat ek wonder wat ander van my dink. En die waarheid is, wat ander van jou dink, is none of your business. Jy moet leef eenvoudig wat hy wil hê jy moet leef. En ek dink, dis waarom ek vir jou wil sê, dat jy is dit werd om 'n gesonde dieet te volg. Jy is dit werd om die gesonde opsie van die kos te kies. Jy is dit werd om oefening te kry. Jy mag 'n paar rand betaal vir 'n gymkontrak, want jy het dit nodig. Jy is dit werd om te lewe en dit in volheid. En jy kan dit nie doen as jy op 'n bank voor die TV sit en episode na episode klaar kyk, omdat jy nie die krag of energie het om 'n boek vir jou kinders te gaan lees nie, of saam met jou kinders buite rond te hardloop nie. Wat die Here vir jou wil hê is 'n vol lewe. Hy sê ek het gekom sodat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. Dis nie hy wat by jou steel nie, dis die vyand. Dis die vyand wat jou tyd steel, jou energie steel en jou lewe steel, omdat jy nie ordentlik na jouself kyk nie. Jy is dit waardig om gesond te lewe. Dit is vir my so belangrik dat jy sal weet dat dit is omdat ons omgee en omdat die Here omgee, wat hy vir jou meer wil hê. So vandag, maak daai plan om 'n gesonde lewe te lei. Kry 'n dieet in plek, eet gesonde kos, kies die gesonde opsie. Moenie net voor die TV sit en jou lewe by jou laat verbygaan nie. Gryp elke oomblik aan en leef dit voluit as hy koninkryk. Die Here sê, en laat ek jou lees in Songs of Solomon, excuse ek wat so lank, in Songs of Solomon 4 vers 7, You are altogether beautiful, my love. There is no flaw in you. Die Here het nie 'n fout gemaak toe hy jou geskaap het nie. Hy weet presies wie jy is en wie jy moet wees. En wees haar vandag ten volle. Maar pas op dit wat hy vir jou gegee het en geniet die lewe en leef dit voluit, want dit is wat jy verdien. Dit is wat hy vir jou wil hê.